So, dankie daar vir julle almal. Terwyl hulle oppak. Ek gaan vanoggend 'n bietjie van myself vir julle meer oorgetuig en dit is eintlik in ons wandel in die woord. So laas week toe het ons in die boodskap gehoor, maar ek sal nie so kunstig nie, maar ek het soms so 'n prentjie geteken van die woord en toe gesien hoe dit gaan in die kop van 'n mens en later in sy hart. Ek gaan vanoggend 'n bietjie met julle uit my hart uit praat oor dit wat hy in my hart gesit het rondom die brief van Johannes. So ons gaan, kan julle lees daar so, ek hoop so. So ek gaan 'n bietjie met julle deel oor my wandel in Johannes se brief. Nou, die gevaar is dat ek raak so 'n bietjie in vervoering daar so as ek in daai wêreld ingaan. Ek weet nie of julle vir Eutychus ken nie. Weet julle wie Eutychus is? Is hy 'n Eutychus hier so tussen ons? Nie. Toe Paulus in Troas was, het hy gepreek en toe moes hy, want die ouens moes die volgende dag weggaan. Ons kry dit daar in Handelinge 20. Toe het hy aangehou tot die middernag toe. Toe raak hierdie jongman Eutychus aan die venster aan die slaap gedurende sy preek en hy val 3 verdiepings tot sy dood. Maar Paulus het hom weer opgewek, soos alright. Ek gaan nie so lank aanhou vanoggend nie. Ons sal sien hoe ver die Gees is hier so in hierdie boek invat. Maar dit is baie kosbaar. So ek gaan eers vir julle net hierdie eerste hoofstuk lees. Lees saam met my asseblief. Ek lees graag uit hierdie English Standard Version wat 'n letterlike vertaling is. So ons begin daarso. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon and touched with our hands, concerning the word of life. The life was made manifest, and we have seen it, and testified to it, and proclaimed to you eternal life, which was with the Father and was made manifest to us. That which we have seen and heard, we proclaim also to you, so that you may have fellowship with us. And indeed, our fellowship is with the Father and His Son, Jesus Christ. And we are writing these things to you, that our joy may be complete. This is the message that we have heard from Him, and proclaim to you, that God is light. In Him is no darkness at all. If we say we have fellowship with Him while we walk in the darkness, we lie and do not practice the truth. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another. Dit is baie diep, in elk geval. Ja, ek wil tog hê dit moet tyd 'n bietjie indring by julle. And the blood of Jesus cleanses us from all sin. If we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just and forgive us our sins, and cleanse us from all unrighteousness. If we say we have not sinned, we make Him a liar, and His word is not in us. Ek gaan net gou eers 'n bietjie oor hierdie hoofstuk 1 vas staan en met julle gesels. En baie van ons ken hierdie hoofstuk goed, veral daai gedeelte waar ons sê, maar as ons sonde bely, hy is getrou en regverdig, nee, en ons sal ons sondes vergewe en ons reinig van alle ongeregtigheid. Maar ek wil ook met julle 'n bietjie deel dieper wat 'n mens sien in hierdie. As jy kyk na daai eerste 2 verse, that which was in the beginning, dit is ook soos Johannes sy evangelie begin, hè? In die begin was die woord. Dis Jesus. Jesus was Gees en hy het vlees geword. So een van die goed wat ek graag vanoggend met julle wil deel is die kragtigste force in die heelal is die liefde van God. Dis oor die liefde van God dat Gees kon manifesteer in vlees. Hoor wat sê hy daarso in daai eerste 2 verse. Hy sê, that which we have heard, which we have seen with our eyes and which we have touched. Dit het fisies geword. Dan kan julle onthou ook laas Sondag toe hy genoem, maar as ons bid, dan bid ons sodat wat in die Gees is fisies manifesteer. Dis hierdie.
Dis die liefde van God. Die liefde van God het in Jesus gemanifesteer fisies op aarde. Dit is dis baie groot en ek dink ons moet dit bietjie internaliseer, né? Dan sê hy maar, ek deel hierdie boodskap met julle sodat julle kan fellowship hê met ons en ons fellowship is met die Vader en die Seun. Hierdie fellowship is nie 'n ligte woord nie. Die fellowship beteken ons het letterlik, ons ken mekaar, ons het gemeenskap met mekaar, ek weet wat in jou lewe aangaan, jy weet wat in my lewe aangaan, ons het fellowship met mekaar. Nou, ek ken nie elkeen van julle wat hier sit, julle ken my ookie. Maar wat hy sê is, en ek stap aan daarso na vers 5 tot 10 toe, God is lig, en as ons sê ons het fellowship met hom, ek gaan net sommer vir julle daai, ek weet nie of daai leesbaar is nie, lekker klein, vir die ons met goeie oë, maar as julle nou daar kon sien, die fellowship is 'n regtige verhouding van intimiteit, né? Maar wat dit sê is dat as iemand sê, hy het fellowship met die Vader, maar hy wandel in die duisternis, dan is hy nie in die waarheid nie. So ons kan nie fellowship met hom hê in die duisternis wandel nie. Ek gaan nou vir julle verduidelik wat daai duisternis is. Ek wil eers net vers 7 sê, maar as ons in die lig is, as ons wandel in die lig en ons is in die lig, dan het ons fellowship met mekaar en die bloed van Christus was ons skoon. Dit is powerful, né? Bedoel dat, kom ons vat vanoggend toe ons nagmaal gehad het, gedurende die aanbidding. As ons, ek hoef jou nie te ken so goed soos wat God die Vader en Jesus en die Gees in jou ken nie. Maar as ons met hom een is, en jy is met hom een, dan het ons fellowship met mekaar. En hier waar ons nou is, het die bloed van Christus ons skoon gewas van enigiets van die verlede. Dit is nogals powerful, né? So, internaliseer dit. So, wat bedoel dit om in die lig te wees, en wat bedoel dit om in die duisternis te wees? Ok, nou, omdat die tyd ons nie gaan toelaat, gaan ek nou nie regtig met julle tot hoofstuk 5 en 2 Johannes en 3 Johannes doen nie. So ek gaan net vir julle bietjie vorentoe vat in wat dit beteken om in die lig te wees. So in die volgende hoofstuk, ek glo ons gaan daarby uitkom, is daai ok, dis 'n bietjie klein, maar vir die van julle wat ek kan sien nie, in die volgende hoofstuk sê hy, as jy jou broer liefhet, dan is jy dan 'n baie, jy wandel in die lig. Dit is powerful. Die volgende een sê hy, as jou broer haat, dan is jy in die duisternis. Ek gaan julle net 'n bietjie verder vat op hierdie journey. Maar regtig die kernboodskap van die liefde van God en waartoe ons gaan, is dat hierdie liefde vir mekaar en gehoorsaamheid aan sy opdrag, dit is so eenvoudig, is net daai twee goed wat ons hoef te doen en in te leef. Dan het ons fellowship met hom. Dan wandel ons in die lig. Hierdie troef waarvan hy praat hierso, as ons sê ons het fellowship met hom en ons practice, ons met ander woorde ons leef nie, ons wandel nie in waarheid nie. Daai troef is 'n persoon, dis die Heilige Gees. So hy maak dit bietjie duideliker in hoofstuk 5. Nou ek weet julle kan waarskynlik nou nie daar lees nie, maar hier praat hy van sê van Jesus het gekom en die wat in hom glo het die ewige lewe, en dan gaan hy aan, hy is die een wat gekom het in water en in bloed, nie net in water en bloed nie, maar nie net met water en bloed, maar die Gees getuig dat hy dit gedoen, en die Gees is die waarheid, dis wat daar so staan. So hy praat van 'n persoon, as hy praat van die waarheid. En ons weet, Jesus het ook gesê, ek is die waarheid, die weg en die waarheid. Ons het dit gesing ook vanoggend. So met ander woorde, Jesus en die Gees is een. Dan,
praat hy 3 keer hierso van die sonde, nee, met ander woorde, as ons nie in die lig is die eerste keer. Die ander een sê, if we have no sin, we deceive ourselves. The truth is not in us. Die laaste een sê hy, if we say we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us. Wat sê hy daarso? So, want 'n bietjie verder in hierdie brief sê hy maar, as jy sondig, as jy wedergebore is, kan jy nie meer sondig nie. Nou, hoe kom daai twee goed by mekaar uit? So, die preekie wat ek gekry het is, daar's ons God se tydlyn. God se tydlyn is skepping, Christus, na Christus. Christus gebore, gesterf, opgestaan. So, ons eie tydlyn, ons lees 'n bietjie te min die woord uit God se perspektief uit. Ons wil baie keer onsself daarin sien en vertolk. So, ons moet mooi daai tydlyne met mekaar onderskei. As ons kyk na God se tydlyn, daai is die feite. Want Jesus het gekom en gesterf en ons kom verenig met hom. Met God. So in ons eie lewens, ons word gebore. Jesus het gesê, you must be born again. Julle kan onthou, né? Sê Johannes. Totdat ons born again is. In daai tyd leef ons in sonde. Born again, dan is ons, en hy praat hierso nogal in hierdie brief, little children, young men, fathers. Dit is ons geestelike toestand. So, as ons sê, daar was nie sonde nie, dan het Jesus verniet gekom. Dan maak ons hom 'n leienaar. Dit kan mos nie so wees nie. Maar as ek nou oorgaan na hoofstuk 2 toe, dan praat ek met julle as wedergeboores. So, julle moet nou afsny uit hierdie om te sê, okay, ek is in die sonde. Anders gaan hierdie boek julle knak. Want waantoe ek nou gaan, kyk hierso wat sê in hoofstuk 2 vers 1. My little children, I'm writing these things to you so that you may not sin. Dis die doel van hierdie boek. Dis die doel van die brief. Hy skryf dit vir ons sodat ons nie meer hoef te sondig nie. Dis eintlik nogal eenvoudig, maar baie keer is die eenvoudige goed so obvious dat ons dit mis. So ek wil 'n bietjie net op daai gou vas staan, hè. Omdat terwille van tyd so ek wonder as ek daai doen, dan gaan julle dit dalk beter kan net maar ek gaan nou nie. Daarso wat daarso staan, nee, dit is nou 'n bietjie verder in hoofstuk 3. I say, you know that he appeared in order to take away sins. In him there is no sin. Daai woordjie appear is dieselfde as manifest. Dit is presies dieselfde woord wat hulle gebruik toe in hoofstuk 1 waar hy gesê het hy manifested to us. Hy het gemanifesteer om die sonde weg te neem. Want daar's geen sonde in hom nie. Dan sê hy, no one who abides in him keep on sinning. No one who keeps on sinning has either seen him or know him. Dit is duidelik, né? Hy sê, little children, of kom ek gaan lees dit vir julle 'n bietjie verder daarso in vers 9. Om net die ding mooi vas te maak by julle. No one born of God makes a practice of sinning, for God's seed abides in him. He cannot sin, because he's been born of God. So een van die goed wat ek graag vanoggend by julle wil vasmaak en julle moet vat en internaliseer is. Ons leef na Jesus gekom het en die sonde oorwin het. Ons is in hom, hy is in ons kan sonder sonde leef. Dis nie 'n ding wat met Jesus in ons in hom, dis die wêreld wat vir jou sê dat jy kan nie sonder sonde leef nie. So, there's more.
Ek wil net daai punt by julle gou vasgemaak het. Hy sê, but if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. Hy was sonder sonde. He is the propitiation of our sins. And not of ours only, but of the whole world. Nee, daai propitiation hy is die perfekte offer. Dit was 'n aanneemlike offer vir God die Vader, vir ons sonde. Hy het eens en vir altyd kom versoen. And by this we know that we have come to know him. Ons weet dit if we keep his commandments. If anyone says that he knows him but does not keep his commandments, he's a liar and the truth is not in him. But whoever keeps his word, hier kom die volgende groot skat in hierdie bladsy. Whoever keeps his word, in him truly the love of God has been perfected. Wow. Wie wil nie dit hê nie? Hierdie krag van die heelal wat die geestelike en die fisiese laat manifesteer, word geperfect binne in ons, as ons sy woord bewaar. Sjoe. Ek wil dit is baie kosbaar. Daar is 2 maniere, hoe sy liefde in ons vervolmaak word, perfect word. Weer eens, dis nou in hoofstuk 4, hy sê, no one has seen God, nee, if we love one another, God abides in us, and his love is perfected in us. Jo, dis so eenvoudig soos, ons doen wat hy sê en ons het mekaar lief. Dis nie so, ek kan 2 goed onthou. En dit is wat die Gees in ons werk. Soos wat ons op hierdie pad stap, is dit wat hy in ons werk. Om in sy woord te wandel is om in hom te wandel en in die Gees te wandel. So ek deel nou met julle vanoggend my eie wandel deur hierdie brief, wat baie, baie kragtig vir my is en was, en natuurlik op my lewenspad. Deel ek graag met julle daai gedeelte. Jy weet Johannes is ons nou die disipel wat ons weet wat Jesus wat gesê het, maar Jesus het hom nou lief gehad, né? En hy het sy eie ma aan hom toe vertrou en vir sy ma gesê dis jou seun en dis sy ma. En hierdie is nou geskryf heelwat later in sy lewe. En Jesus het opgevaar, hy is obviously 'n geesvervulde man, ons kan lees daarvan in Handelinge, hoe hy en Paulus gestap en die wonders wat gebeur het, hy noem niks daarvan hierso nie. Niks nie. Hy praat van die liefde van God. Dis baie meer powerful. I say, by this we know that we are in him. Acts by vers 6. Whoever says he abides in him ought to walk the same way which he walked. Ons sal dit bietjie unpack soos ons gaan. Say, beloved, I'm writing you no new commandment, but an old commandment that you've heard from the beginning. The old commandment is the word that you've heard. Ek gaan nou sê wat daar is. At the same time, it is a new commandment that I'm writing to you, which is true in him and in you. Because the darkness is passing away and the true light is beginning to shine. So daai ou commandment wat ons van die begin af het. Julle weet pas toe hulle vir Jesus gevra het, wat is die 2 groot gebooie? Moet die Here jou God lief hê en jou naaste soos jouself. Hy verwys die hele tyd na daai. Ons moet mekaar lief hê. Ek gaan net 'n bietjie met julle kom oor wat dit beteken om lief te hê soos hy lief het. Ons verstaan nie altyd daai konsep lekker nie. Ek sal dit nou vir julle oopmaak. Hoekom sê hy, julle het hierdie ou commandment, maar is nou true? Want dit is nou 'n liefde wat die Gees ons enable om te hê. Dit is nogals baie kragtig.
Bedoel is ons kan nie regtig so lief hê soos God lief het uit ons eie uit nie. Maar wanneer sy Gees ons daartoe vat, ja, dan is dit absoluut moontlik. En dis juist die ding waarteen ons moet dit toelaat dat die Gees deur ons vloei om so lief te hê soos wat hy lief het. Ag, julle nog aan 'n lyntjie hou oor wat daai liefde is. Weereens, hy sê so, whoever says he is in the light, ek het dit net af julle gesê, nee, van wat dit beteken om in die lig te wees. Whoever says he is in the light and hates his brother is still in the darkness. Whoever loves his brother abides in the light. En kyk hierso, in him there is no cause for stumbling. Daar is nie 'n rede hoekom as ons in die liefde leef, nê, vir mekaar. Dit maak net vir so mooi sin. God het ons so lief gemaak wat hy geskep het. Hy het sy seun gestuur om vir ons te sterf. Sy seun het gesê ek lê my lewe neer. Vir wat? Nie vir hulle vreugde nie, vir ons. Dat ons kan een wees met hulle. Dan sê hy maar ons moet ook mekaar so lief hê. Om ons lewens, dit is daai liefde waarvan hy praat. Om ons lewens vir mekaar neer te lê. Dan verstaan ons 'n bietjie beter wanneer Paulus sê, as daar twee mense is wat met mekaar verskil, gelowiges, hoekom gaan julle na die hof toe en laat 'n ander stelsel oor julle die reg bepaal? Is dit beter vir jou om onreg te ly? Dieselfde sê Petrus, as jy suffer vir dit wat reg is, dit is pleasing vir God. Daai is die liefde waarvan hy hierso praat, is 'n sacrificial liefde, is 'n liefde wat ons het om onsself op te gee en neer te lê. Hy sê hierso, en ek het dit ook vir julle genoem reeds, as daar iemand is wat nie sy broer liefhet nie, as hy hom haat, so daar's waarskynlik seker 'n proses van waar mens gaan van liefde, ek's neutraal, okay, nou ek's geïrriteerd, ek's kwaad, en dan kom as ek haat. Julle moenie by haat kom nie. Whoever hates his brother is in the darkness and walks in the darkness. He does not know where he's going because the darkness has blinded his eyes. As ons gaan na daai hoofstuk 5 toe, nee, wat ek hier vir julle gehighlight het. In my wandel het ek gewonder, want hy sê daar soms, if anyone sees a brother committing a sin that does not lead to death, he shall ask the Father, and he shall give him life. For those committing a sin that does not lead to death. Ek wonder of hierdie sonde, ons weet, ons almal sê mos, sonde teen die gees is die een wat hy nie gaan vergewe nie. Jesus het mos so gesê. Ek wonder of die haat vir 'n broer nie daai selfde pad in jou maak nie. Dis 'n harde ding wat ek vir julle vanoggend sê. En ek vra dat ons nie moet toelaat dat daar haat in ons kom. Ons moet dit nie toelaat vir 'n broer, vir enige iemand in hierdie gemeente, vir enige iemand in die liggaam van Christus nie. So ek bid vir ons nou, en ek vra, Here Jesus, bid hierdie gebed vir enige iemand wat hier is, wat daar ongelukkigheid, onmin of onguns is, in 'n familie, tussen vriende, tussen lede van die liggaam. Bid, Hemelse Vader, dat U sal lewe gee. Here Jesus, U is daai lewe. En ek bid vir U versoening. Bid dat dit nie sal oorgaan na haat nie. En dat U vrede oor elke een sal kom. Vertrou Heilige Gees dat U vir elkeen van ons sal wys of herinner as daar iemand is, en dat hierdie dag
die son nie sal ondergaan voor ons nie kan vrede maak en vrede hê nie. Ek bid dat hierdie vreugde van u vrede dan in elke een sal opvlam en hulle die vrug en die vreugde daarvan sal kan proe. En ek bid dit tot die eer. Amen. So, ek gaan aan. Hierdie gedeelte, soos ek sê, hy skryf hierdie brief weer sê hy so, I'm writing to you, little children, because your sins are forgiven for his name's sake. Ons is wedergebore, ons in die geestelike realm ontgroei ons nie, hoe kan ek sê, dit wat in jou gebeur, wanneer jy besef, maar jou sonde is vergewe, jy's lig, jy kan wandel daarin, is 'n ding wat dan jou hele lewenswandel dikteer. Jy ontgroei nie dit, dit is daar, dit is vasgelê. Anders het Jesus ons nou verniet gekom. Maak ons sy sin nie. I'm writing to you fathers, because you know him who is from the beginning. Wie is dit? Dis Jesus. Hy begin ons hierdie brief, he was from the beginning. So ons ken hom, hoekom ken ons hom? Want God die Vader het ons aan hom gegee. En die Gees en Christus en die Vader is een. Gees in ons ken hom. I'm writing to you young men, because you have overcome the evil one. Hierdie overcome is in jou eie lewe, dis geestelike oorlogvoering. Ons sien, baie van ons het al gesien, as die bose manifesteer. En dit word oorkom, want daai gees word uitgedryf. Dit is so 'n mooi teken, want die Here het eintlik daai persoon geroep, en hom nou vrygemaak, om of haar, nee, dit is tog 'n mooi ding daai. Ek gaan aan, en hier is nogal 'n belangrike ding, vers 15, dit kan julle ook dalk 'n bietjie reboot. Do not love the world or the things of the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Ish. For all that is in the world, the desires of the flesh, the desires of the eyes, and the pride of life, is not from the Father, it is from the world. So, kan myself help, maar as 'n mens gaan kyk, dit is 'n bietjie klein, maar daar in Genesis 3 vers 16, way back, toe Eva die vrug vat, en sê maar, hoekom het sy dit gedoen? Toe het sy gesê, sy het daai vrug gesien, it was good for food, desire of the flesh. Nee? It was desirable to look upon, desire of the eyes. Sy sê, en sy het gesien, it was good to give you knowledge. Ish, the pride of life. Dis dieselfde ding. Dis van die begin af daar, en dis nou hier. Daai goed nie verander nie, maar nou net 'n ander geur. So, waak daarteen. Dis nogal 'n harde ding hierdie, nê? En om te hoor dat hy sê dat as dit so is, dan is die liefde van God nie in ons nie. En dit is al van die begin af so. Aan die einde van hierdie brief sê hy, we know that we are from God. And the whole world lies in the power of the evil one. Dis hoekom ons nie moet lief wees vir die wêreld nie. Maak tog sin, hè? Want dan sit jy in die mag van die bose. I say so, but the world is passing away and its desires. But whoever does the will of God abides forever. Sjoe, dit is toch waar ons almal is. Ek gaan aan. Say, children, nou nie meer little children nie. It is the last hour. You've heard of the coming of the Antichrist, and many an Antichrist has come. Therefore, we know it's the last hour. They went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would have continued with us. But they went out
that it might become plain that they all are not of us. Okay? Wat hierdie net eenvoudig beteken is dat in die gemeenskap van gelowiges is daar mense wat nie aanvaar dat Jesus het gekom in die vlees, is gemanifesteer in die vlees, ons reggemaak met God, ons versoen, so hulle kan nie daai vat nie, dan noem hulle die Antichrist. Hy sê so, you have been anointed by the Holy One, and you all have knowledge. Dit is 'n powerful ding om te weet, you are anointed by the Holy One. Dis die Heilige Gees wat in ons is. I'm writing to you not because you do not know the truth. Nee, truth, die Heilige Gees, julle ken hom. But because you know it. And because there is no lie in the truth. Daar's net die waarheid in die Gees. But who's the liar? The one who denies that Jesus is the Christ. This is the Antichrist. The one who denies the Father and the Son. I say no one who denies the Son has the Father. The one who confesses the Son has the Father also. I say, let what you've heard from the beginning abide in you. If what you've heard from the beginning abides in you, then you too will abide in the Son and the Father. Wat is daai wat hy gesê het? Let what you've heard from the beginning. Dis nou hoofstuk 3 vers 11. For this is the message, daai message is die command, selfe woord, that you have heard from the beginning, that you should love one another. Dis dieselfde ding. Hy herhaal eintlik dieselfde boodskap in die brief oor en oor. Hy sê aan mekaar daarso, doen wat God vir ons gesê het, ons moet doen, hê mekaar lief. Dis regtig so eenvoudig soos dit. As ons God regtig lief het, Jesus sê, as jy my lief het, dan sê doen wat ek sê. Wie van ons gaan die een of die persoon of mense vir wie jy regtig lief het, skade aanrig? Dit is nie moontlik nie. Dan sê hy, if what you've heard from the beginning, you'll abide in you, and you too will abide in the Son of and in the Father. And this is the promise that he has made, eternal life. Hoor wat skryf hy so. I write these things to you about those trying to deceive you. As iemand vir jou sê, jy kan nie sonder sonde leef nie, dan deceive hy vir jou. Okay, dis wat hier staan. Ek sê maar net. Sê, but the anointing that you received from him abides in you. And you have no need that anyone should teach you. But as the anointing, the Gees teaches you about everything and is true, is not a lie, just as he taught you, abide in him. Dis darem maar powerful hierdie. Julle kan ons onthou, dis ons gaan 'n bietjie klein wees daarso, maar om ook Johannes aan te haal uit sy evangelie uit in hoofstuk 8 het hy ons gesê vir die wat hom volg, het hy gesê, if you are my followers and you abide in me, you will know the truth and the truth will set you free, nee? En dan 'n bietjie later aan sê hy, if the Son sets you free, you are free indeed. Dit is ons. Ons kan net daarin leef. Ek gaan 'n bietjie kom by hierdie ding. Kom ek sê dit sommer nou, want dit is tog wat hy my nou aan herinner. Sonde is eenvoudig om nie te doen wat hy sê nie. Ons maak baie reëls op oor die kant toe en daai kant toe. Dit is regtig so eenvoudig soos om nie te doen wat hy nie sê nie. En die kern van dit is, om dit vir ons almal baie maklik te maak is, as ons mekaar lief het, dan gaan dit moeilik wees om nie te doen wat hy sê. Ons gaan dit doen. Dis maklik dan. Dis nie 'n swaar ding nie. Hy sê, sy commandment is nie burdensome nie. En so daai liefde, laat dit vloei. Moenie toelaat dat kwaad of enige iets opbou na haat nie.
Dit ontneem jou van hierdie vreugde om vry te leef in sy liefde. Ek gaan dit net na hoofstuk 2 se einde toe maak, lyk dit my vandag. Hy sê, now, little children, abide in him, so that when he appears, dis manifesteer as hy weerkom. Nee, hy sê later, die wat uitsien en hoop na hierdie wederkoms, purify themselves as he is pure. So ons moet daai hoop, word way te min in ons gekoester, die wederkoms van Christus. Hy het gemanifesteer as 'n mens, hy is doodgemaak as 'n mens, hy is opgewek deur die Gees as 'n geestelike wese mens, hy is mens en gees, hy kan nie weer doodgaan nie. Hoe kan ons nie uitsien daarna nie? Ons moet meer daarin leef en daarna uitsien. Dis die ultimate. When he appears, we may have confidence and not shrink from him in shame at his coming. Ag, hier's die ander ding waaroor mense deceive word. If you know he is righteous, you may be sure that everyone who practices righteousness is born of him. Ek sê nou vir julle, is baie van julle, en ons kan righteous wees, ons is righteous, want hy het dit bepaal. Moenie dat julle deceive word om te sê, jy is nie righteous nie. Dit is 'n ligte ding hierdie, dit is nie 'n swaar ding nie. Ja, ek dink die tyd het ons 'n bietjie ingehaal. Ons sal episode 2 eendag hervat, as die tyd ons toelaat. Hier is net sulke kosbare parels in hierdie brief. Ek wil julle aanmoedig om dit bietjie self te lees en daaroor te mediteer. Veral as dit soos 'n brief soos hierdie is, sien dit in die totaal, sien dit in die geheelbeeld, want baie keer wat gebeur is, ons lees een ding sonder om te sien, en hy verduidelik dit al beter soos hy aangaan in die res van die brief, en dit gee vir ons lig op wat hy daarvoor verduidelik. Asseblief julle, lees dit, internaliseer dit, dink daaroor, daar's verskillende maniere hoe om te mediteer oor iets, en dit werk verskillend vir verskillende mense. Jy kan lank daarop sit en daaroor bid, en vir Here vra. 'n ander manier wat help of werk is ook memorisering. Jy kan 'n vers memoriseer, jy kan 'n boek memoriseer, jy kan die hele brief memoriseer. Dis fyn, want dit bou binne en dis hoe dit gaan sit in jou hart. So ek hoop regtig dat hierdie is 'n goeie boodskap, dit is 'n mooi ding, dit is 'n bevrydende boodskap wat ek vir julle vanoggend het. Dis nie iets wat moet swaar wees op julle nie. Maar ek weet dit is 'n bietjie, die woord sê maar, hy's 'n bietjie 'n tweesnydende swaard. Hy kan die kant toe sny, maar hy skei eintlik die waarheid van dit wat nie waar is nie. Ek wil regtig vir julle sê, wees lig daaroor, Jesus het klaar oorwin, ons kan maar net leef in daai oorwinning. Dis nie 'n swaar ding hierdie nie, maar ons moet by die waarheid kom. Ons moet nie toelaat dat daar haat in ons opbou nie, asseblief nie. En as dit al dinge is wat ons vandag vat hier uit, laat dit so wees. Laat ons daai goed gaan regmaak, al is jy die een wat bietjie onreg moet ly daaruit. Dit is 'n ding wat aanneembaar is in God se oë. OK. So kom ons bid gou saam met mekaar. Magtige Vader, baie dankie vir u boodskap. Dankie, Here Jesus, dat u die lewe is. Dankie dat u in ons is en dat ons daardeur kan leef. Dankie vir u Gees wat vir ons elke dag hierdie waarheid bring en dit in ons vestig. Ek bid, Here, dat dit wat u wil hê vir elke persoon 'n verandering en 'n blywende verandering in ons lewens moet bring, dat dit gehoor sal word. En dit wat mense nie nodig het om te hoor, dat hulle dit sal vergeet. Maar dat u vrede in alle gevalle oor ons sal heers.
Dit vra ek vir u in u wonderlike naam. So sal wees vandag en die res van ons lewens. Tot die eer vra ek dit. Amen.